as jy die opskrif sien, dan sal jy besef die preek vandag. Ons gaan in Rut lees. Ja, volgens teoloog is daar 7 karakters in die Ou Testament wat gelei het aan depressie. Dit is Naomi, Moses, Elia, Jeremia, Hanna, Jona en Job. Kom ek sê weer, Naomi, Moses met, ek kan nie dink met al die Israeliete wat van ons moeilik het, Elia wat natuurlijk hard op die profetiese bel, Jeremia, Hanna, Jona, wat weghardloop op die skippingsgekomen, en Job, met alles wat hy verloor het. So ek het besluit om een te kies. En die een wat ek gekies het vanmôre is Naomi. Baie mense praat nie oor Naomi nie. So, ek het eintlik net verwysings uit die Bybel, maar kom ons lees dit. Kyk ons bietjie wat gaan in Naomi se lewe aan. Kyk, Rut 1. Ja. 1 tot 20, ons gaan die hele hoofstukkie lees. Okay. En in die dae, toe die rigters regeer, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy 2 seuns was Mahlon en Chilion, Efratiete en uit Bethlehem, Juda. En hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterf, maar sy het haar 2 seuns het oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa, en die ander se naam was Rut, en hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Mahlon en Chilion albei sterwe, en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man oorgebly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondokters en teruggegaan in die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee. So het sy dan haar woonplek verlaat en haar 2 skoondokters saam met haar. Maar toe hulle op pad was om na die land Juda terug te gaan, sê Naomi aan haar 2 skoondokters: "Gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder. Mag die Here aan julle guns bewys, soos julle aan die dode en aan my bewys. Mag die Here gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man." En sy het hulle gesoen, maar hulle het hul stem verhef en geween, en haar gesê: "Nee, ons wil saam met u gaan, teruggaan na die volk toe." Maar Naomi sê: "Draai om, my dogters, waarom sou julle met my saamgaan? Het ek nog seuns in my liggaam, dat hulle julle mans kan word? Draai om, my dogters, gaan heen, want ek is te oud om 'n man te hê. Al sou ek sê, ek het hoop, en nog vandag aan 'n man mag behoort, en ook seuns baar. Sou julle in die geval kan wag, totdat hulle groot geword het? Sou julle in die geval julleself opsluit, om nie aan 'n man te behoort nie? Ag nee, my dogters, want dit is vir my baie bitterder, as vir julle, dat die hand van die Here teen my uitgestrek is." Toe verhef hulle stem en ween weer, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang. 15. Daarop sê sy: "Kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoonsister aan." Maar Rut sê: "Moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk, en u God is my God. Maar u sterwe, waar u sterwe, sal ek sterwe, en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen, en so daaraan toedoen. Net die dood sal skeiding tussen my en u."
Toe sy sien dat sy vasbesluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. En hulle twee het op pad gegaan, totdat hulle in Bethlehem gekom het. En toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak. En die vrou het gesê, is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het? So het Naomi dan teruggekeer, en Rut, die Moabitiese, haar skoondogter, wat saam met haar uit die veld van Moab terugkom het, en hulle het in Bethlehem gekom, en in die begin van die garsoes. So ons gaan 'n bietjie kyk na Naomi, ons gaan 'n bietjie uittrek. Alright, wie sy is en wat sy is. En baie keer, as ek toe nou gelees het, jy weet, sy sê van skoon, ons kom eintlik nou daar, nog, ek het nou voor, maar dit kom net nou op, jy weet, nou mense lees, dan sê hulle, waar Naomi sê vir skoon, gaan terug na die ouer huis toe. Sy wou goed gewees het, vir hulle nie. Maar eintlik is dit nie so, ons gaan nou lees. As mens 'n bietjie dieper daaraan gaan, dan was dit nie die goedheid wat sy gesê het vir haar kinders om te gaan nie. Dis was iets anders. Goed, so ons gaan nou kyk. Iemand het geworstel met depressie, skryf by geleentheid oor haar emosies soos volg. Volg maar net daarbo, ek gaan dit gou lees. Dit is nou iemand wat aan depressie gelei het wat dit geskryf het. Liewe Heer, ek strompel deur 'n stikdonker leeuhuis en ek weet nie waarheen nie. Ek gaan nêrens in oop deur raak sien nie. Depressie maak jou blind nie. Die vensters is almal stikkend en 'n yskoue wind waai in my oë. Glas en bakstene versper my pad, Satan. En afvalpleisters sif oor my neer. Dis my seer binne-in. Ek voel verskriklik alleen, eensaam, verlore en neerslagtig tot die dood toe. Eintlik wil ek nie meer lewe nie, dis net wat weer opkom. Terwyl ek die mat in ons familiekamer staan en skoonmaak, praat ek radeloos met die Here. Die gevoel dat ek niks beteken nie, wil my oorweldig. Satan stuur gedagtes na haar toe. Wat is immers die sin om te lewe? Daar is 'n tipiese voorbeeld van depressie. Okay, vanuit die konteks van Naomi se verhaal in die boek, is dit duidelik dat daar neerslagtigheid en 'n gemoedstoestand tot gevolg het van geweldige verlies wat sy gelei het. Onthou sy het haar man verloor en haar twee kinders. Verliese wat sy nie kan hanteer nie, loop gewoonlik oor na gevoelens van depressie en neerslagtigheid. Uit Naomi se verhaal kan jy sien waar sy na man Elimelech en haar twee seuns na Moab toe gegaan het. Sy het hulle albei verloor. Die twee seuns en haar man het sy verloor in Moab. Na die hongersnood, nadat hulle gesterf het en na die hongersnood is sy terug na Bethlehem toe. Toe sy hoor dat ons het gelees dat die Here weer brood gegee het. Toe sy gehoor en sy teruggegaan. Nou, teruggegaan en haar skoondogter Rut het saam met haar gaan. As gevolg van Naomi se verliese van haar man en haar twee kinders, het sy in 'n put van eensaamheid en neerslagtigheid gesak en selfs verbitter geraak teenoor God. Ja, ons sien dit. Ons gaan dit lees op daai versie. Hoe is dit? Rut 21 kom ons lees het weer. Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Hoor wat sy nie. 21, vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het. Dit gewoon gebeur dit, wanneer iemand 'n kind verloor het, jy weet, jy draai, ons gaan nou opkom, hoe God het toegelaat, is hy God van liefde, en dan draai jy, sonder dat jy dit besef,
besef, begin jy weg te draai van God. En dis wat sy gedoen het. Sy was alleen, en sy was eensaam gewees. Die oorsake van Naomi se depressie, wat was die oorsaak gewees? Die grootste oorsaak is natuurlik, sy het haar man verloor, en haar 2 kinders, wat sy verloor het. En dit het haar gelei tot wanhoop en depressie, wat sy ingevat het. In 'n bekende Meyer kliniek in die VSA, is daar gevind, dat onverwerkte trauma en onafgehandelde rouprosesse bydraend is tot ongeveer 80% van depressie. Ja, trauma speel 'n groot rol in rouprosesse. Ek kry baie keer mense wat by my is, dan het hulle nie afskeid geneem van 'n persoon nie. Weet jy wat er gebeur? As jy jou ma het, wat kanker het, of 'n siekte het, jy weet, wat tyd is naby. Die Gees sê, hoeveel het naby. Soos jy weet, sy gaan besaring met sy gaan, so jy begin afskeid neem van. Maar as iemand jou bel, en sê, hoorie, ek slegte nuus, jou broer is nog net dood. Het jy nie afskeid geneem nie? Daar was nie 'n rouproses nie. Weet jy, wanneer kry jy baie, wanneer jy by 'n graf staan nie, en begrafnis, die hele begrafnis, dan huil die man of die vrou nie. Of jy huil nie oor jou man nie. Moet ek sterk. Daai persoon het nie gerou nie. So jy gaan in eensaamheid, jy onttrek jouself, en dan kom depressie, dan maak jy deel van depressie. Die gevolge van die ontworteling. Met die afsterwe van haar man en kinders, het sy haar alleen 10 jaar in Moab gevind. Nou Moab is 'n plek waar baie afgode gedien word. Maar sy moes in daai eensame alleenheid, moes sy veg teen dit en haar eie godsdienst beoefen. Naomi het Bybel gelees, sy het die Here gedien, en julle gaan sien nou wat die Here vir haar gedoen het. Want sy was getrou aan die Here, ten opsigte van die ander wat afgode gedien het. Het sy trou gebly, en sy die Here gedien. En dit moes vir haar moeilik gewees het, om dit in afsondering te oefen. Dit het nou gelei tot isolasie, en dit het al alleen mens gemaak. So wat gebeur as jy begin in isolasie gaan, en begin eensaam word? Jy maak het eerlijk. Nou, 'n bose gees kan nooit in jou inkom, as jy nie 'n deur maak. Hy kan nie meer, jy moet die deur maak. Om God verkeerd te verstaan, kom ons lees weer aan Rut 1 vers 21. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem? Dit is onwaardig, dit is 'n swakbeeld, selfbeeld gehad. Terwyl die Here teen my getuig het, en haar magte my kwaad aangedoen het. Haar beeld van God was op daai stadium nie op die regte plek nie, in haar lewe nie. Sy het dalk geworstel met die vraag, waarom? God, waarom het jy my man en my kinders weggevat? En dit het 'n bitterheid ook veroorsaak teenoor haar. God het nooit aan ons beloof, nooit. Terwyl ons hier op aarde is nie, het hy nooit beloof, dat sal nie swaar kry wees. Maar hy het wel een ding beloof, dat hy vir ons genade sal gee, en krag, om hierdie beproewings te weerstaan. Waar Naomi moes sirkel het in die wete dat God daar is, en selfs wanneer ons negatiewe emosies vir ons sê, dat God sy rug op ons gekeer het. Sy het nie gedoen, sy het nie gefokus op God nie. Sy het net in haar hartseer en sy besluit, weet jy, het is nou maar so, het is nou maar die lewe. En die negatiewe gedagtes, nou as jy in isolasie kom nie, en jy gaan in eensaamheid nie, gaan die duiwel jou aanvat. Maar jy is op 'n slegte plek, en hy gaan veel gedagtes gee. Sê, weet jy, God het jou rug op jou gedraai. En sy rarige God van liefde, dis ook om Naomi sê, en jou magtige my kwaad aangedoen het. Kom ons kyk weer na Naomi se swak selfbeeld wat sy gehad het. In Rut 1 wil Naomi haar skoondogter na die dood van haar 2 seuns terugstuur na haar ouerhuis toe. En haar boodskap aan hulle was soos volg: ek kan nie meer vir julle seuns baar nie. Ek is te oud.
Dit is vir my baie bitterder as vir julle, dat die hand van die Here teen my uitgestrek is. Hier kan ons agterkom, sy het nie sin vir die lewe. Jy weet, omdat sy in isolasie is en eensaam is, dis hoekom sy die dogter sê, gaan julle maar, ek sal van wees, gaan julle die ouer huis terug. Sy het juist die 2 skoonouders se ondersteuning nodig gehad, maar sy stoot hulle weg. Maar as jy het lees, dan klink dit eintlik goed van Naomi om te sê, weet jy, gaan terug, jy weet, dit klink so al goedheid van Naomi, maar eintlik is dit nie so nie. Sy sit met lyding, sy het pyn, sy sit met depressie, en sy het hulle eintlik nodig gehad. Dit verwys na 'n neerslagtige, teruggetrokke en depressiewe persoon. Sy wil eerder alleen wees met haar eie gedagtes en gevoelens van wanhoop. Sy beweeg weg van God af, terwyl sy eintlik hom nodig gehad het. God se behandeling van Naomi se depressie. So nou gaan ons kyk, wat het God gedoen om haar te help vir depressie? Soos wat ons deurgaan, ek het so baie notas vanmôre ook hier bygesit. So hier om my praat, maar soos ons nou gaan deurgaan, sal jy agterkom nie. As jy gehoorsaam is in die Here nie, maak saak wat jou omstandighede is nie. En jy luister na sy woord, jy lees sy woord nie, sien God dit raak. En as jy in 'n diep gat gaan nie, God gaan jy nie genees nie, want jy self moet kies. Jy moet die stap sê, weet jy Here, ek wil nie so leef. Ja. Dat is twee dinge wat jou genees. Jy moet erken jy het 'n probleem en jy moet 'n stap doen. Dan kry jy genees. Alright. Maar God gaan nie uit sy eie uit, maar God kan jou help daar. Veral as jy sien, as God sien, so jy gaan sien in Naomi ook, as God sien, jy is getrou in sy woord, en jy is lief vir Jesus nie, kan hy jou help om met jou depressie, jou angs en jou vrees te kom. God kom op 'n besondere wyse en lei hierdie vrou uit hierdie groef waarin sy beland het. En hy pas die proses van die volgende strategie toe. Raad vir haar onmiddellike probleem. Nou begin God intree. Hy lei haar in 'n besluit en werk in haar hart dat sy moet teruggaan na haar vaderland toe. Want hy het 'n plan vir haar lewe en hy ken haar smart. Ou lees en sy toe teruggaan na haar vaderland toe. Jy weet, nou hongersnood. Maar God het hier aan gewerk. Want hy het geweet, as sy in Moab gaan bly, gaan sy dit nie maak nie. Want sy is eensaam, sy is in isolasie, sy is teruggetrokke. So God werk hier haar gedagtes en sê, hey, daar is nie meer hongersnood hier, begin brood gee. Gaan terug na jou vaderland toe. Want hy het 'n plan met haar lewe en hy ken haar smarte. Net so het God met elkeen van ons ook 'n plan. Maak nie saak om wat 'n groef is nie. Onthou as dinge swaar gaan, het finansies goed vir die uitwerk, jy kan nie goed verkoop nie en wat ook al nie. God het nog steeds 'n plan met jou. Dis nie jy wat daar moet uitkom. Al lyk dinge soms nie so nie, en tog is hy met ons op 'n pad na 'n sinvolle einddoel en perfek ingepas by sy raadsplan in ons lewe. As jy met 'n geestelike verstoring sukkel, gaan jy dalk jou plan mis. So as jy sukkel met 'n angs of geestesversteuring, enige geestesversteuring nie, raak jy so gesentreerd daarop dat jy God se plan kan mis. Verlos van hartseer. God het toe vir Naomi, God laat toe dat Naomi treur oor haar verliese, sodat die genesing kan plaasvind. As jy nie rou bewys nie, as jy nie huil oor iets nie, dan kan genesing nie plaasvind. Ek sien dit by my berading ook. As jy teruggaan en jy moet iemand vergewe, en jy begin te huil daaroor, en die pyn wat binne is, kom uit nie, dan begin genesing werk. Ons is soms bang en huiwerig om teenoor God te erken hoe ons werklik innerlik voel. En dan onderdruk ons daai negatiewe emosies vir jare lank. Jy sit met jare lank met vrees. Want jy moet dit nie deel nie. Sê, Here, kom breek dit los. Waar het ek fout gemaak? Goed vrees, kom help my daarmee. Dis wat God wil hê. Hy is immers die een wat bekend staan
as die man van smarte. En bekend is met krankheid, Jesaja 53, wanneer jy dit lees. Wanneer ons treur en uiting gee aan ons emosies, hoor mooi, wanneer ons treur en uiting gee aan emosies, dan sukkel ons om die stem van die Heilige Gees aan te hoor. Maar wanneer ons eers innerlike kalmte beleef, wanneer ons dit deel met God en hy vrede kom oor jou, dan raak dit makliker om meer op hom te fokus. God is geduldig en gebruik die tyd om innerlike genesing in jou binneste te werkstellig. God voorsien in Naomi se behoeftes. Kyk, hy het haar smarte raak gesien, hy het haar eensaamheid raak gesien. Hy het geweet, sy alleenheid gaan haar swaar laat straf. Eensaamheid, sy sukkel om uit te kom. Maar omdat sy gehoorsaam was, het God begin intree. God voorsien dat haar skoondogter saam met haar gaan om haar tydelike behoeftes te voorsien en emosioneel te ondersteun te verklaar. Dit 1:16-17. So God het gewerk met dit ook. Te sê, Orpa is dit nie. Wat gesê, sy sal gaan. En ek bedoel, Naomi het vir Rut gedwing om te gaan. Maar die Here het met haar gewerk. En gesê, jy gaan bly. En sy het gesê, ek sal bly. Waar ma is maar, ek sal bly waar jy is. Want God het geweet, Naomi het haar nodig. Rut 1:16-17. Maar moenie by my aandring dat ek ma moet verlaat nie. Dat ek het maar aangesit. So lees maar daar, die I is ma. Dit is net om het makliker te maak. Moenie by my aandring dat ek die ma moet verlaat nie. Dat ek agter ma om te draai nie. Want waar ma gaan, sal ek gaan. En waar ma vertoef, sal ek vertoef. Ma se volk is my volk. En ma se God is my God. Waar ma sterwe, sal ek sterwe. En daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen, en so daaraan toedoen, net die dood sal ons skei tussen my en ma. So die Here het absoluut in haar gewerk, dat sy by haar ma kan bly, so dat sy hierdie eensaamheid en die isolasie kan kom. God kom en hy gee aan haar 'n skoondogter, wat die plek van 7 seuns volstaan. Hy neem nooit iets weg, sonder om iets plek daarvan te gee nie. Baie keer dan verloor jy iets, of jy moet toegee. Ek het ook in my lewe, moes ek toegee iets, toe ek in my skeisaak, wat ek onregverdig behandel is. En ek moes R60.000 betaal het. En dit was onregverdig. En ek moet ook nie sê, ek gaan dit betaal. Ek gaan dit betaal. Dit is oneties. En ek sê wel, jou besluit, en die Here het vir my gesê, betaal dit. En hy het vir my dubbel en dwars, het hy dit vir my teruggegee. Ek het 'n huis gekoop waarna, en ek het R120.000 afslag gekry. Ja. So dis, hy verdul dit. Hy kan dit 7 maal verdul. Maar hy verdul dit. So weet jy wat, as die Here vir jou sê, laat gaan. Dit is fijn, dis laat gaan. Moet jy laat gaan. Want jy gehoorsaamheid, want hy gaan vir jou dubbel teruggee. Glo my. Dis ook vir my preek af. God kom en hy gee aan haar skoondogter plek vir ons verloor. Rut 4:15, want jou skoondogter wat jou lief het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. Is daar nie daaronder sy. Wanneer jy depressief is een van die eerste optrede om te onttrek van almal. Hulle voel verwerp en dis in hierdie tyd dat die persoon meer en meer aan God se liefde moet herinner word, wat jy hom nodig het. Maar God gebruik haar skoondogter om sy liefde meer en haar bewus te maak. So, nou net as jy mense in die dood afstaan, as jy verlies het, as jy alles verloor, as jy bankrot is, verklaar word nie. Ons almal het 'n tankie binne. As hy tank nie vol gehou word nie, kan jy nie vir jou man liefde gee nie, kan jy nie vir jou kinders gee nie. En dit word volgehou deur God se liefde en natuurlik van jou man ook,
wat vir jou liefde gee, vriende wat vir jou liefde gee. So daai tank het vol wees. En daai tank was leeg gewees. En God het dit gesien. So hy het vir dit gebruik om sy liefde aan haar te betoon, sodat sy kan vol wees en staande bly. Anders gaan Satan volval. Een verder belangrike aspek is die feit dat daar 'n keerpunt gekom het in Naomi se depressie, toe sy in Rut 2 vers 20 God begin loof en prys het, nadat sy gehoor het van Boas, wat hom oor Rut ontferm. As ek reg kan onthou, as 'n stukkie lanklaas gelees het, sy het gebid, moes laat Boas haar raak sien. En sy het mos vir Naomi gesê, gaan in die lande in, gaan tel op die oorige graan, koringbols, ja, en Boas het dat toe raak gesien. So sy, God het haar gebed verhoor, en so toe sy begin loof en prys, toe sy dit hoor. Die onmoed, die oomblik, toe daar dankbaarheid in haar hart gekom het, en sy in staat was om lof aan God te bring, het die neerslagtigheid van haar binneste op die agtergrond geskuif. So sy het begin opgewonde geraak oor God. So die opgewonde, die lof en die prys wat sy begin doen goed, het begin manifesteer binne in haar. En sy het begin weer sy liefde ervaar. Die doel vir die toekoms. God behandel Naomi se depressie om vir haar 'n nuwe doelwit te gee. So haar fokus is 'n bietjie afgehaal van hierdie isolasie, die eensaamheid. Met Boas, wat nou aandag gegee het in Rut, en wat haar raak gesien het. Haar fokus was nou meer op Rut en haar seentjie Obed, wat gebore is. Nou kan sy haar kleinkind vertroetel, versorg haar aandag afhaal van die eensaamheid en bring groot vreugde in haar lewe. Sy verloor 2 seuns, maar God kompenseer 'n kleinseun in haar lewe en haar verlies wat sy gelei het. Wanneer Naomi weer betrokke raak, sin en betekenis in haar lewe kry, gee dit vir haar 'n ommekeer en dan gaan sy uitkyk op haar eie lewe. Dit het gedraai. Jy kyk nou met 'n ander oog na jou eie hartseer en probleme en dit lei tot wyeer perspektief en ook groter begrip vir God se groter plan in jou lewe. Dis hoekom ek sê, jy kan God se plan kan jy mis, as jy bly fokus op isolasie, ek gaan julle maar, nee, as wat geniet julle, van ek sal by die huis bly, ek sien hulle so uit te gaan nie, maar wanneer ek hier rede, het is koud, of ek voel nie lekker nie, as jy nog gaan na die spitbraai, wat sê die Saterdagse, ja, se braai, weet, plaasbraai, dan is nie so neig om te sê, as jy in isolasie of eensaamheid is, weet jy, gaan geniet julle. En dis verkeerd, jy moet daar uitkom. Hier is belangrik, wanneer ons in tye van wanhoop na God gaan, en hom toelaat, om sy goddelike raadsplan in ons lewe uit te voer, hoe pynlik die proses ook al mag wees, sal ons klaaglied uiteindelik verander in 'n loflied tot eer en sy naam. Wat is die betekenis van die Ou Testamentiese persoonlike wat Naomi aan die einde van haar eie kragte en vermoëns moes kom? In haar lewe is die waarheid van Johannes 15 vers 5 geïllustreer. Sonder my kan julle niks doen. Sonder my kan julle niks doen. In haar smart het Naomi 'n punt van wanhoop bereik, waar sy besef het dat sy niks kon doen om vir haarself te sorg nie. Al haar dierbares is van haar weggeneem en haar lewe was leeg. Haar tank was leeg. Op hierdie laagtepunt van haar lewe het God ingegryp en haar fisieke sowel as haar emosionele behoeftes voorsien. Toe sy die God wat voorsien, wat naderby leer ken, wie hy werklik is. Sy het geweet wie God is, maar toe sy begin besef wie hy werklik is nie, het haar wanhoop in hoopvolle vreugde verander. Toe daai uitreik en daai ontmoeting en om God weer
te ervaar en weet wat hy is nie. Kom, maak hy thankful en jy kom die wanhoop wat daar is, word omgedraai in vreugde. Wat het hierdie waarheid beteken? Sonder my kan jy niks doen. Het Jesus vir sy disippels gesê. In ons eie krag probeer ons om goeie Christene te wees. Maar al hierdie pogings is tot mislukking gedoen, solank dit uit onsself aandurf. En hierdie gevoel van mislukking neerlag lei dan heel dikwels tot depressie. Eers as die Seun, Jesus, julle vrymaak, sal julle werklik vry wees, het Jesus sê. Hierdie belofte sluit verseker depressie in. Anders is God se woord nie waar nie, en daar is geen hoop vir die wêreld nie. So eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Dit kry jy in Jesus Christus. So vat jy depressie, vat jy ons na God toe. Wat is die beginsel? Wat dit in beginsel beteken? God fokus nie op die simptome. Luister my, God fokus nie op die simptome van depressie, maar eerder oor die oorsake wat die werklike probleem kan raak sien. Ja. Baie keer gaan jy na 'n dokter doen en julle weet seker van sulke geval, dan gaan jy na 'n dokter toe, doen toetse, gee jy medikasie, werk nie, is nog steeds daar, stuur jy na die dokter toe. So die dokter luister na jou simptome. Dit is nog steeds daar, dokter het nog steeds dit by. Maar is dit die tyd dat jy na God toe gaan, of na 'n beraader toe gaan, dan 'n goddelike persoon, wat vir jou dalk sê, maar weet jy, jou siekte kom van iets anders af. Dis wat God raak sien word. En dis wat baie mense ook nie besef nie, is dat wanneer jy siek is en jy word nie gesond, is daar nie 'n sonde in jou lewe wat die siekte veroorsaak. Omdat as jy sonde in jou lewe het, en jy het nooit vergifnis afvra, dit is gevaarlik wat ek sê, maar is nie waarheid, is dat die duiwel gebruik daai sonde om jou siek te maak. As hy enigiets bring om jou af te bring. So dit is belangrik dat jy begin uit van sê, wat gaan met my? Dit is soos, ek dink ons maar aan weet jy wat hulle so gesukkel met daar. Het sy net besluit, weet jy wat, ek loop uit die hospitaal. Dan uit loop. Julle gaan dit vir my doen. Maar nog steeds moet jy gaan kyk, waar is die wortel van dit. Ja, en vra vir die Heilige Gees, waar kom hierdie siekte vandaan? Is daar iets wat ek nog nie vergewe het nie? Is daar iets in my lewe wat ek iemand moet vryspreek? Ja. So wat gebeur dan as jy dit doen? Jy sny daai ontslag van Satan op jou lewe af. En jy maak jou vry. Wat die geestelike dimensie betref, is dit belangrik om totale afhanklikheid van God te wees en nie meer in staat te maak op jou eie vermoëns. Paulus verwys daarna in Romeine 6 vers 6 en 8, ek haal net so 'n stukkie uit van 6. Aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saamgekruisig is. Vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Om aan jouself te sterf en as 'n nuwe mens op te staan, stel jy in staat om geestelik gesonde besluite te neem en nie deur die vyand oop te maak in jou lewe nie. Selfaanvaarding is noodsaaklik. Selfaanvaarding is noodsaaklik. God het 'n goeie rede gehad toe hy jou met 'n spesifieke persoonlikheid gemaak het. Dis nie net toevallig dat jy is wie jy is nie. Die swakheid wat jy het om maklik neerslagtig te raak, is byvoorbeeld die negatiewe kant van 'n skepende temperament waarin jy hom kan verheerlik. Jy moet hom leer om hierdie deel van jou persoonlikheid te aanvaar. 2 Konings 12 vers 9. My genade, Maritsie. Kan jy vir ons op in 2 Korintiërs 12 9. Wat sê? My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem
sodat die krag van Christus in my kan woon. Hoor, geen mens kan 'n einde maak aan depressie sonder God se krag. Geen mens. Die oorwinning is alleenlik moontlik in die krag van Christus. Jy moet nog steeds die stap neem om te sê, hoor, ek wil afskeid neem van die depressie. En dan tree God in. Jy het God nodig in jou genesingswerk. Alles waar geestestoestande waarmee jy sukkel, jy het God nodig daarvoor. Pille kan jou help, antidepressante kan jou help. Tydjies is goed. Ek is teen pille, ek is glad nie voorstander daarvoor. Maar in tye van selfmoord en so aan kan antidepressante jou help. Maar af moet jy af. Want weet jy wat, die antidepressante begin God se krag oorneem. Die genesingswerk. Nee, ek fokus nou by die antidepressante. Jy hoor ons baie keer, jy moet my verskoon vandag, ek het nie my antidepressante gedink. Sorry daarvoor, ek gaan net probeer rustig maak. Van die fokus. As jy het vergeet, sê God, jy het vergeet. Maar ja, van hom af te kom, ja, om vandag rustig te raak. Een paar laaste gedagtes wat ek gaan met julle deel oor depressie. Ons moet onthou dat in hierdie aarde waar ons leef, sal ons nooit volmaak wees. Ons is eers volmaak soos daar oor is. So ons gaan nog steeds hierdie goed ervaar. Depressie gaan voor jou deurlê. Angs, vrees gaan voor jou deurlê. En ons moet nie in ons eie krag probeer doen. Wat moet ons doen? 5 punte. Depressie is 'n simptoom wat heenwys na 'n dieper liggende probleem, wat in talle gevalle verband hou met onverwerkte emosies. So met ander woorde, as jy depressief raak, of as jy depressieve mens is, gaan ondersoek jouself. Mag praat met die Here oor dat hy vir jou uitwys waar kom dit vandaan. As ons depressief is, vind eers uit of dit gekoppel is aan jou liggaam of jou emosies. Dit is ook baie belangrik. Hierdie twee dele. Emosies het ons nog gepraat van. Onverwerkte emosies, onverwerkte trauma. Dit kan depressie veroorsaak. Maar weet jy wat? Depressie kan dit veroorsaak word deur siekte. Met ander woorde, mense wat uitvind hulle het kanker. Mense wat uitvind hulle het 'n siekte wat nie geneesbaar is nie. Dan gaan jy in depressie. So as jy dit hoor, weet jy, ek het kanker, ek gaan dood. En jy gaan in depressie. So jou siektestoestand kan ook maak dat jy in depressie verval. So jy moet daarna ook kyk en sê, Here, hierdie ding gaan my nie onderkry nie. Jy kan wonderwerke doen, verdroog die kanker in my, of wat ook al. Ja, sodat jy depressie uit kan kom. Maar weet net dat siekte ook depressie kan veroorsaak. Nommer 3. Beskou die omstandighede ook as 'n geleentheid waardeur God se krag op een of ander wyse gedemonstreer kan word. Dit besef wie jy is. Onthou dat sy krag juis tot volle in werking kom wanneer ons swak is. 2 Korintiërs 12:9. Bely jou depressie, weet, gaan nie toe, bely jou depressie, jou angs, jou gebrek aan vertrou, jou woede of enige ander negatiewe emosies aan hom en glo dat hy het vergewe en glo dat hy jou sal genees. Onthou dat ons teen bose magte stry, dat Satan ons groot teenstander is en hy gebruik dit, dat hy rondloop soos 'n brullende leeu en soek na iemand om te verslind. 1 Petrus 5:8. Maar onthou dat hy in Christus reeds oorwin is. Efesiërs 1:18-22. Ek sluit af met hierdie volgende waardevolle opsomming. Ja. Ek gaan nou lees en dan kan julle sommer daar volg. En ek wil sommer nou bid, Here, ek vra dat hierdie harte nou sal oopmaak en dit ontvanklik sal wees, dat dit wat nou gelees word, Here, dat dit 'n inslag, 'n betekenis sal wees vir elkeen, Here. Dit wat nie deur my werk, Here, en die woord wat nie nou daar op die bord sit wat ek gaan lees, Here, dat ek weet dit kom van U af, Here, en dat dit verandering ook in mense se lewe kan wees, en ek besef dat depressie nie van U af is. Amen. God wil die beeld van sy seun in ons tot volmaaktheid afroep. Daarom moet hy al die defekte
en ongelykhede in ons lewe wegwerk, totdat ons eendag 'n pragtige kunswerk sal wees, wat na sy volmaakte beeld gevorm is. Ons moet altyd streef na volmaaktheid, ons moet altyd streef na heiligmaking. Hy wil jou ten volle genees, as jy wil en toegee. Soms gebruik God ook ons tye van moedeloosheid en neerslagtigheid as die bytel in die hand van die hemelse beeldhouer. Ek vertrou dat jy iets vandag kon leer uit die ervaring van Naomi uit. Sy het God leer ken as 'n God wat ons met ons sonde konfronteer, maar wat ons ook die regte pad wil leer, wat ons wil vertroos, wil bemoedig, vergewe en alle omstandighede help en bystand. Hy is God van liefde. Mag julle verder ook in julle lewe leer om alles wat julle reeds in Christus Jesus het en is, volkome vir julleself toe te dien. Vat dit. Mag julle die vreugde van die Heilige Gees wat in jou woon, ondervind, sodat jy uiteindelik in volle oorwinning oor die negatiewe emosies wat Satan saai, sal wees. Julle is hiertoe in staat, omdat as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Korintiërs 5 vers 17. Amen. So maak nie saak of jy voel of jy vuil is, of jy voel of jy is 'n mislukking. God ken dit nie. Amen. Julle is geleer? Ja. Ek gaan iets afsluit met die seën wat ek oor julle wil uitspreek. Ek wil julle net julle hande oopmaak. Ontvang wat die Here nou vir julle gaan doen. Jesus, en glo deur my wat die Here nou vir julle gaan sien. Die Here seën jou met insig en met wysheid en met kennis. Glo dit. Die Here beskerm jou en sy geliefdes met die bloed van Jesus en met die Heilige Gees olie met sy salf. Die Here laat sy aangesig oor jou en jou geliefdes skyn, dat julle dit sal ervaar. Sy guns en sy goedheid is op julle. En hy vul jou met daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, totdat ons mekaar weer sien. In Jesus naam. Amen. Amen.